al ons besoekers. Wil jy net jou hand opsteek daar waar jy is en net vir ons aanduiding gee, hier is besoekers vanmorgen. Hier is besoeker hier. Hier is nog een besoeker daarachter. Jacques is tegen raar. Geen maar vir Jacques ook, het is goed dat ons hom opvolg. Maar ons is so blij, jy is hier, Jacques. Jy en jou vrou. Daar is nog een besoekers daarachter. As dit nie hou aan, hoort vir my op. Het jy daar gesien, Annie? Achter. Hou daar aan door, het jy gegeen daar. Ek wil my vraag, jy krijg so een verstrook, jy voel dit asjeblief van my in en aan die einde van die dienst, dan gee ek net vir julle van die deurwachters of van myself, maar asjeblief voel dit vir ons in wie was jy en hoe ons besoek. Gelukkig weet wie julle is. Kan iemand van my ander pen doen, maar daar is nog penne daarachter. Wil die naam van Heer. Goed, is jy reg vir die woord? Amen. Ek wil vanmorgen met jou praat oor weggaan, gereed, wakkas. Wakkas. Waar is die toe? Ek preek jou preek. Wakkas. En wakkas. En ek en jy vanmorgen vir mekaar die vraag sal vraag. Ek wil begin met 2 skrifgedeeltes. Die eerste een is in Levitikus 23 vers 24. Hy sê, spreek met die kinders van Israel en sê, in die 7de maand, op die eerste van die maand, moet dit vir julle 'n rustdag wees, 'n gedenkdag, deur basijngeklank, 'n heilige vierdag. Daar in Markus 13 vers 32 sê maar van daardie dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel of die seun nie, maar net die Vader. Amen. Pas op, waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is. En ek vra die vraag vanmorgen, hoe kom die ouens aan hierdie 23ste en 24ste September weggaan? Hoe kom die mense aan daardie voorspelling mee? Hoekom sal sommige mense amper hulle lewe daarop sit? Hoekom sal sommige selfs bereid wees om hulle bediening daarop te sit? Hoekom sal sommige bereid wees om uit te waag om te sê, maar ek glo die Here gaan die wegraping gaan plaasvind? En as 2 maatstawwe wat gebruik word, die eerste een is die feeste, die Joodse feeste wat God ingestel het, al daar in Levitikus. Die tweede maatstaf is Daniëlse profesie. Dat is al maar ander goedjes, maar dis die hoofmaatstawwe wat gebruik word. Nou as ek nie moet gaan na die feeste, dan moet ek nie erken dat die feeste wat regtig aan die begin, wat God gesê het, hulle moet onderhou, is daar 2 seisoene. Die een is die lentefeeste en dan is daar die herfstfeeste. Die lentefeeste was die Pascha, die feest van die ongesuurde brood, die feest van die eerste vrugte, en dan die 4de een was die 7 weke feest of die Shavuot, spreek ek het reg? Shavuot. En wat ons vandag ken as Pinkster. Daai feest was gevier
as gevolg van 50 dae nadat die Israeliete uitgetrek het uit Egipte land, het hulle die wet gekry. Het Moses op die berg die wet gekry. Presies 50 dae nadat hulle uitgetrek het. En hulle jaar vir jaar dit herdenk, ons het die woord gekry, ons het die woord gekry, ons het die woord gekry. Vandag het ons die woord wat geskrywe is, nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van ons hart. Amen. Amen. Nou elke een van daardie feeste is vervul letterlik op die dag deur die koms van Jesus Christus, die eerste koms. Jesus het op die Paasfees ingekom in Jerusalem om gekruisig te word. Waar die profeet van gepraat het, hy sal ry op die esel en die mense sal skree, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, letterlik op die dag en die dag. Die dag van die fees, die Paskafees begin, is die dag waar hy op die kruis gesterf het. Die dag van die ongeseënde brood is die dag wat hy in die graf was, of die dag wat hy in die graf was. En dan die opstanding en opgedeel op daai fees van die eerste vrugte, of die first fruits. Beteken 3 is vervul, en presies 50 dae daarna, 10 dae nadat Jesus opgevaar het hemel toe, is die Heilige Gees uitgestort, presies op die dag van Pinkster. Wat beteken, as God dan 4 feeste geherken het, wat keer dat God nie die ander feeste herken? Nou die ander feeste is die feeste wat in die herfst komt. Die herfst is die, wat ons noem, die feest van die Basseine, of die Engels praat van de Feast of the Trumpets, ook genoemd Rosh Hashanah. Dan is daar, die volgende feest is die Yom Kippur, dus al 10 dae nadat die Rosh Hashanah plaasgevind, 10 dae later is die Yom Kippur, of the Day of Atonement, die dag van verzoening. En dan die derde keer is die Sukkot, of die Tabernakelfeest, of wat ons dan ken as die Loofhuttenfeest. En as ons diezelfde patroon moet volg wat gebeur in die eerste koms, dan is daar 'n goeie rede om te kan glo dat op die Rosh Hashanah kan die weglating plaasvind. Op die Yom Kippur kan die wederkoms plaasvind en op die Sukkot kan die 1000 jaar van vrede aanbreek. Beteken ons doen onderhalf wat mense inlegkunde, uitlegkunde, kom ons noem het, ons die patroon wil volg, dan is dit 'n moontlikheid. En dan beteken dit, as dit dieselfde God is, wat dieselfde patroon volg, dan beteken dit echt nie dat ek gehoor gegee, want dan wil God vir ons iets sê. Nou kijk gebeur. Nou die eerste 4 feeste is reeds gevolg, reeds gebeur, en nou is die vraag, kan Rosh Hashanah, of dan die feest van die Basseine, kan dit dan net die datum wees of die tyd wees van die weg? Ek wil God vir julle sê, ons kan bewus wees van die seisoen, al is ons nie bewus van die dag en die datum. Amen. Amen. Beteken, alles lei daarnaartoe, dat ek en jy gereed gemaakt kan word, want ek dink dit kan gebeur. Dit is 'n moontlikheid dat kan gebeur. So kom het wees gereed daarvoor as dit gebeur. Wat as? Nou beteken is rede van 24 gesê, spreek met die kinders van Israel en sê, in die 7de maand, op die 1ste van die maand, nou hierdie is die maand Tishri, op die 7de maand, op die 1ste van die maand, nou wil ek al sê, dit is 1-2, op hierdie maand, moet dit vir julle rustig wees, 'n gedenkdag deur Bassein geklank, dis die woord in die Joods of in die Hebreeus, Yom Teruah. Yom Teruah beteken, dis die dag van Bassein geklank, dis die feest van die Bassein, en Yom Teruah word ook dan genoem Rosh Hashanah. Nou Rosh Hashanah, die woord Rosh beteken eintlik hoof. Die grootste, die hoof.
Die woord Hashanah beteken jaar. So beteken die dag van die basijngeklank word ook die jaar waarop die nuwe Joodse jaar aangekondig word. Nou ander Jode, of meeste Jode geloof, dis die verjaarsdag van die aarde, die skepping van die aarde. Nou dis nou te betwyfel of van ons kan het debatteer. Nee, maar dis wat hulle sien. Dan beteken dit, hulle sien dit as dieselfde tyd. Hulle sien dit as die begin van die nuwe jaar. Soos ek en jy oujaarsdag aanvier, so vier hulle Rosh Hashanah. Dis die begin van die nuwe jaar. Dis die begin van die nuwe tydperk. En hulle is bly oor dit wat kom, dit wat die Here gaan doen. Nee. Wie van julle was al bly of opgewonde oor die nuwe jaar? Nee, dis die tyd dat ons nuwejaarsvoornemens maak. Nou ek wil sê, dis nou die Jode se nuwejaarsvoorneme met Rosh Hashanah. Hoor ek gaan dit beter doen. Nou hulle 10 dae, ek kom daar nie voor uit. Hulle 10 dae tot die Yom Kippur om eintlik introspeksie te doen van hoe lyk my lewe? Hoe lyk my lewe? Is ek reg met die Here? En dis die tydperk waar hulle dan kan introspeksie doen om dit kan doen. Te goed. Hy sê, dit is die begin van die Joodse burgerlike kalender. Daar is 2 kalenders. Die ene is burgerlike kalender en die ander is die godsdienstige kalender. En volgens hierdie kan het nou, moet ek en jy nou kan hierdie goed uitwerk, of dan is hulle bezig om dit uit te werk. Nou, nummer 29 vers 1 sê die woorde. Hy sê, en in die 7de maand, die eerste van die maand, moet daar vir julle 'n heilige samekoms wees. Geen beroepswerk mag gedoen word nie, dit moet vir julle 'n dag van 'n trompet geklank wees. Laaste woorde, waar is jou shofar? Dit moet ons witlik, hele dag. Nou pressure. Nee, so die hele dag klink het so. Van die avond tot die aand, hulle is bezig om, en het begin op 'n spesifieke tyd. Nou, hou vast, sê vir jou langs jou, hou vast. Kyk gou genoeg. Hy sê, dit moet vir julle die dag wees van trompet geklank, dis die Yom Kippur. Dit beteken 'n dag van wegroep, the day of awakening. Wat eintlik sê is, word bietjie wakker. Sê vir jou langs jou, sê vir hom, word bietjie wakker. Amen. Beteken, dis 'n wegroep, beteken dat ek en jy gereed sal wees, dat ons gereed gemaak sal wees. Die Yom Teruah word ook eintlik genoem die dag van geraas. Die dag van geskree. Dis soos toe die Israeliete rondom die muur van Jericho gegaan het, 7 dae of 6 dae hulle omgegaan, hulle het niks geskree. Maar die 7de dag het hulle 7 keer omgegaan en die 7de keer, toe sy nou skree. Nou blaas jy. Beteken almal blaas. As jy nie 'n ding het, hoor dit om te blaas nie, dan skree jy met jou mond. Nou kom ek tel tot 3, dan skree jy op jou halleluja. 1, 2 en 3. Halleluja! Nee, nou dis moet ek beklink. En dit beteken as ek en jy begin skree, moet die duiwel vlug. Amen. As die mure van Jericho kon val, en dis heel beteken dat het omgeval het, dat was net so hoog as wat hulle breed was, beteken dat het in die grond ingeval. Amen. As gevolg van Godse mense wat geskree tot 'n God, het gaan nie oor dat jy, en ek wil sê, ek en jy het nie groot geloof nie, ek en jy het klein geloof in 'n groot God. Amen. Amen. En dat ek en jy daai geloof sal openbaar, en die oomblik wanneer ons blaas, die oomblik as ons skree, dan moet die duiwel vlug, en ek en jy het dit ooit opskree, om te kan sê, dat ek vir jou sê, hou op skree vir mekaar, man, skree vir jou broeder. Amen. Amen. Nou het ek vir allemaal van man gesê, hoor nie wat sê die pastoor. Daar is 'n paar sleutel aspekte. Of kan ek net gou dit doen? Die naam Yom Teruah, dat beteken die dag van geraas, of die dag van basyn, of die dag van skree, die as 'n wekroep, maar die ook as 'n dag waarop die innerlike refleksie begin. Dit dui op die dag waarop innerlike selfondersoek begin plaas. Kerk, ek en jy moet soos die Israeliete met ek en jy selfondersoek doen. Hoe lyk my lewe voor die Here? Wat as? Kyk goeie.
Die sleutelaspekte van Job 2 was dit, en die eerste dag was dit 'n opdrag van God. Dis 'n opdrag in die Torah, dat is 'n heilige dag, dis 'n dag van rus, en dit word gevier op die 7de maand, die maand van Tishrei. En dan beteken, hy gebruik 1 en 2, want ons is nie seker waar het begin, want hy word eintlik gekoppel aan die nuwe maan. En nou gaan jy op die meer daaroor praat. Wat daarmee gepaard gaan, is die blaas van die shofar, alles al in die hoort, die blaas van die ramshoring, en daar is verskillende blaase, daar is oorwinningsblaase, daar is blaase wat God vereer en God verheerlik, en die oproep, dat ons God moet onthou, en dan kry jy hierdie kort blaase, en lang, eindig met 'n lang blaas, en al die verskillende blaase, waarmee hulle geblaas het. Nou ek sit met 'n kenner, in die gehoor, wat dan moet ek na wat ek sê, en ek moet my is geen pressure, ek is ervaar geen pressure nie, maar hy is 'n expert in die goed, maar ek wil vir jou seker van God het vanmorgen iets vir jou te sê, en ek moet gereed wees om te sê, Here, praat met my, dat ek kan hoor wat u vanmorgen vir my wil sê. Dit is aankondiging van die hele Joodse jaar, en dit is waarom die Feast of Trumpets, volgens die Joodse tradisie, was ook die begin van die burgerlijke jare, dis wat ons noem Rosh Hashanah, waar Rosh beteken hoof, en Hashanah beteken jaar, en dis dan nou die nuwe jaar wat aangekondig word. Maar hierdie Rosh Hashanah is ook 'n dag van ontzag. Hierdie dag van ontzag beteken dat ons begin om, ek wil op sê, eer vir God kry. Wie wat is die grootste ding van die kerk vandag? Ons het ons vrees vir die Here verloor. Ons as kerk het ons vrees vir die Here verloor. Ons beskou God as die een wat moet gehoor gee aan my gebed, as die een wat vir my moet werk, as die een wat moet doen wat ek vra, en as hy nie doen wat ek vra, is ek ongelukkig met God. Terwyl ek eintlik in ons knie moet neerval en begin bid totdat God voel hy wil antwoord. Amen. Maar dan kom die Here in Christus Jesus en sê, nou ek jou lief. En Christus Jesus wat hy vir jou sê, wil graag jou gebed word, as jy vra, as jy kry, as jy soek, as jy vind, as jy klop, as jy opgemaak word. Dat ons sit met God wat gereed is, hy sit gereed om jou te seën. Alle goeie gawes kom van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering is, of skade weer van omkeer. God wil graag, maar God wil hê ons moet onsself ondersoek. En dat ek en hy sal ontzag hê vir God. Terwyl tyd sal wees wat ons dan ontzag hê, dis wat gebeur. Die dag van ontzag is vir 10 dae lang, 3 dae, wil ek nou sê, 23, 24, 25 September nou, en dan Yom Kippur 7 dae verder nog gedag, al te saam is 3 dae. Maar in hierdie 7 dae tussenin, is die tyd waar ek moet innerlijke refleksie doen. Hoe lyk my lewe voor die Here? Die Heilige Gees sal vir my sê, wat goed is in my lewe, is nie reg nie, wat moet ek regmaak? Want ek wil hê, ek en jy moet kan versoen dat ek en jy moet versoen wees met God. Ek en jy moet kan weet dat ons daar uitkom waar God wil hê ons moet wees. Ek wil dit lees in die Engels. Hy sê, the purpose is the blast of the shofar serves the spiritual alarm clock. Dis jou wekker. Dis jou geestelike wekker wat vir jou sê, hey, word bietjie wakker. Jou lewe is nie reg nie, maak dit reg. Amen. Amen. Daar is nog 'n gedeelte die jy nou gemis het. Om iemand in die sy te staan en te sê, hey, Here, ja. Dat ek nie vir ons sal hoor. God wil ook vir ons sê, jy moet die Here presteer doen. Amen. Hierdie Rosh Hashanah was ook beskou as die weggesteekte dag. Weggesteekte dag, en die woord wat gebruik word is die Yom HaKesed. Yom HaKesed, wat beteken the day of hiding, or the hidden day. Hoekom? Want hulle was nooit seker wanneer die volmaan gaan kom nie. Hulle was nie seker, is dit dan nou in hierdie week die 23ste, of is dit nou die 24ste? Eers gaan die sekelmaan verskyn, en dan sou hulle nou volgens dit kan bepaal, okay, nou is die volmaan op pad, maar hulle was nooit seker wanneer gaan die volmaan daar wees nie, en daarom was dit amper soos 'n weggesteekte dag, is amper as jy 'n dag verloor, want dit is oor 2 dae, en ons is nie seker, is dit op die eerste dag, of is dit op die tweede dag, die eeuwers is daar 'n weggesteekte dag.
Die woord wat daar gebruik word is afgeleid van die woord kasa, wat beteken to conceal, to cover, or to hide. Nou wil ek goed vir jou sê, niemand het geweet wat is die dag en wat is die uur nie, net God. Amen. Gaan maar liggies aan. Amen. Is al liggies wees gaan aan te gaan. Dat jy sal weet, niemand weet wat die dag gaan wees nie, niemand weet wat die uur gaan wees nie, maar die eerste ou wat die volmaan stap, begin blaas. Amen. En as hulle begin blaas, dan weet hulle, nou het ons jou staan aangebreek, nou begin die feest van die bassin. En dan blaas hulle. En dis wat dan gebeur. Nou kyk gou na Psalm 81 vers 3. Hy sê, blaas op die bassyne, op nuwe maan, op volmaan vir ons feestdag. Die Engels sê, sound the trumpets and start the new moon festival. We must also celebrate when the moon is full. Hy sê daar in vertaling, die King James sê, blow the trumpet in the new moon, in the time appointed. En hy gebruik die Hebreëse woord, kesed. Die weggesteekte oomblik, die weggesteekte dag. Hy sê aan die solemn feast day. Kyk gou wat sê Psalm 89 vers 15 en 16. Hy sê welgelukkig salig is die volk wat die geklank en die hoofdraad gebruik word is die woord terroir. Die blaas van die bassin of die roep of die skreeu. Welgelukkig salig is die volk wat die geklank van die bassin ken. Welgelukkig salig is die volk wat die geskree ken. Welgelukkig salig is die volk wat kan hoor. Dis die aanbreek. Hy sê, blaas die bassin. Hy sê, o Here, hulle wandel in die lig van u aangesig. In die naam juig hulle die hele dag en deur die geregtigheid word hulle verhef. King James sê, blessed is the people that know the joyful sound. Ek wil gou vir jou sê, die dag wanneer jy reg is met God, hoef jy nie te vrees vir die wegraak nie, jy hoef nie te vrees vir die wederkoms nie. Jy en ek gaan bly wees, want Jesus kom ons haal. Ek en jy moet eintlik, kan ek gou iets sê, ek en jy moet eintlik, Here, laat Dani Botha reg is. Asseblief laat Dani Botha reg is. Want ek gaan jou praat en oor wat as. Nee, ek wil nie sy naam genoem nie, maar ek en jy vanmorgen sal sê, Here, dis 'n dag waar ek uitsien, dis 'n blye dag, dis 'n dag moet jy, dis 'n dag moet jy wees. Ek en jy kan uitsien aan daardie dag. Nou sien ek is in Galasians 3 vers 16, hy sê wat die Here selfs al van die hemel neerdal, nou, hier is 'n klomp goed wat ek en jy nie nou kan bespreek nie, ek het 'n beperkte tyd, maar hy sê wat die Here sal self van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die bassin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eers opstaan. Daarna sal ons wat in die hemel bly saam met hulle in die wolke weggevoer word, en dis die woord harpazo, en of wat dan in die Latijn vertaal word met raptura, wat eintlik dan waarvan die woord rapture vandaan. Nee, so nergens in die Bybel staan die woord weggeraak, nie, maar hier staan, hulle sal weggevoer word, en dit beteken om weggerukt te word, of weggeraak te word. Hy sê, die Here gemoed in die lig, en so sal ons altyd by hom wees. Amen. Ek wil gereed wees vir die een wat kom. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees as hy ons kom haal vir sy koninkryk, sy majesteit. Amen. Geen julle die heel voor vandaag. Daar is nog 'n dag of 'n naam wat aan die woord Rosh Hashanah toegevoeg word, en dis die woord Yom Hadin, wat eintlik beteken die dag van oordeel, the day of judgment. En dis hierdie dag
Want uiteindelik uitloop op Yom Kippur, die dag van versoening, dat ek en jy eintlik as die Jode wil keer, dat hulle nie die oordeel weer gaan. Nee, het is amper as my om myself veroordeel staan, dat ek nie die God geoordeel moet gaan. Dat ek myself ondersoek en seker maak, dat as die Heilige Gees, wat komt in die Heilige Gees? Die Heilige Gees anders as die duivel. Die duivel sal kom veroordeel, die Heilige Gees kom oortuig. En die oortuiging van die Heilige Gees maak dat ek reg is. Dat in die tyd wat Yom Kippur aanbreek, is ek nie bevreesachtig nie. Ek weet my lewe was reg nie. Amen. En dit is dan wat hier gebeur het. Eindig in die Yom Kippur, dat ons nie deur die verdrukking sal gaan, of ons deur die gewis sal gaan, wat God gaan bring nie. En ek denk ook vandag, die verskil ken tussen die wegraping en die wederkoms. Nou, een mooie verleiding is, die wegraping is wanneer ons na Jesus toe gaan. Die wederkoms is wanneer ons saam met Jesus teruggaan. Amen. En dat ek en jy dan die verskil kan ken, omdat ons kan weet, wanneer is ons daar en wanneer is ons reg. Maar 1 Thessalonians 5 vers 9 sê die volgende. Hy sê, want God het ons nie bestem tot toren nie, maar om die saligheid te verkry deur onze Here Jesus Christus. Amen. En hierdie gaan nou wees, dat ek en jy glo dat daar is 'n 7 jaar verdrukking. As ek en jy glo dat is 'n 7 jaar verdrukking, dan beteken dit, ons moet glo, ons is nie bestem vir die 7 jaar verdrukking nie. Die Here kom ons haal, sodat ons by hom kan wees. En dan word die volk verdruk, sodat hulle kan regmaak met God, en selfs met hulle lewe doen, maar daar die onderskeid sal wees, wie is die ware kinders van God. Amen. En dan aan die einde kom die Here in die wederkoms. En hy kom haal ons, en dan vir die oordeel eers die 1000-jarige vrederyk en dan die finale oordeel. Maar dit is 'n bespreking vir 'n ander dag. Kyk gou net na die volgende. Die volgende is die profesie van Daniël. Dit is die volgende maatstaf. Nou ek net vinnig lees wat sê Daniël 9 vers 24 of van vers 24. Hy sê 70 talers moet die volk en oor die heilige stad bepaal om die goddeloosheid te voleindig en om die maat van die sondes vol te maak en om die ongeregtigheid te voorsien en om ewige geregtigheid aan te bring, om 'n gesig en 'n profeet te besteel om wat hoogheilig is te salf. Dan moet jy weet en verstaan wat die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op 'n gesalfde vors. 'n 7 seletale en 62 seletale lang sal dit herstel en opgebou word met kleine en groter, maar in tye van benoudheid. En na die 62 seletale sal 'n gesalfde uitgeroei word, dit is 'n hoofletter G wat dui op Jesus Christus, maar sonder iets vir hom en die volk wat 'n vors wat sal kom, dis nou na hom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met 'n oorstroming wees, en tot die einde toe sal 'n oorlog wees, vasbeslote verwoesting. En hy sal 1 week lang met baie sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou, en op die vleuel van gruwels sal daar 'n verwoesting wees, en wel tot aan die einde wat vasbesluit is, sal oor wat woes is uitgestort word. Nou hier met dit sê, as ek en jy glo in die wegraping en ek en jy glo in die 7 jaar verdrukking, dan beteken ek en jy moet kan die getalle bepaal. Kyk gou na die volgende kalender. Daai profesie van Daniël sal jy sien, daar word gesê dat vandat die dekreet uitgevaardig is, en dit was nadat hulle in 70 jaar verdrukking was, en die tempel herstel is, sal dit 483 jaar wees. Dit is nou die 62 seletale, sal dit dan wees. Maar dan vind dit tot op Jesus Christus, tot op die gesalfde, wat hy sê, sal die gesalfde uitgeroei word. Hy sê 7 seletale, 62 seletale lang sal dit gebeur, en die gesalfde uitgeroei word, dus tot op Jesus gesterf het. En dan word daar niks getel nie vir die tydperk van die Christene, vir die tydperk wat ons kinders van God is, of daar nou allemaal om aangeneem het, en hulle het die mag gegeven kinders van God te word, die tydperk van genade. En dan die oomblik wanneer die wegraping plaasvind, dan begin het die tellen, dan is het die laaste week. En
Dan is die laaste week wat hy op die laaste 7 jaar, of die 7 jaar van verdrukking. Kom ek gaan gou na die disciples vraag. Die disciples vraag vir Jesus in Mattheus 24 vers 3 hierdie woorde. En toe hy op die gaan sit, kom die disciples alleen aan en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van die koms, en van die volleinding van die wêreld? Dis dan die einde van die 70 seeltaal. En Jesus antwoord en sê, vir hulle nie dat iemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. En julle sal hoor van oorlog, gerugte van oorlog. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander weer opstaan, en die een koninkryk teen die ander. En hy sê, maar al hier, hy sê, daar sal hongersnood wees, en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke, maar al hierdie dinge is die begin van die smaak. Hy sê, dan sal julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak en julle sal al die nasies gehaat word. Nou wil ek hier sê, hier het al gebeur 70 na Christus. Wat het al reeds gebeur 70 na Christus? Toe sy Nero wat gekom het en die Jerusalem is weer vernietig en die mense doodgemaak en so, maar die veroordeling wat daar plaasgevind. Maar ons glo in hierdie 7 jaar verdrukking gaan daar ook hierdie goed plaasvind. Maar kyk goed. Hy sê dat sy Bybel sprekel gebring word. Ekskuus, kan ek net gaan, vers 8. Hy sê, maar al die dinge is die begin van die smaak, dan sal hulle jou aan verdrukking begin, julle doodmaak, en julle sal die nasies gehaat word terwille van my naam. En dan sal baie tot sprekel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan en mense begin mislei. Omdat die geregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel, maar wie volhard tot die einde toe sal gered word. Sê gebeur langs jou volhard. Amen. Hou net nog een beetje uit. Dat ek nie sal volhard. Nou is vers 29. Hy sê, en dadelijk na die verdrukking van daardie dag sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee, en die sterf sal van die hemel val, en die kragte van die hemel sal geskik word. Ek wil gou vir jou sê, as dit gebeur dat vanaand daar 'n sonsverduistering plaasvind en dit donker word, dis nog nie daardie dag. Amen. Hallo? Amen. Die ouens wat net op solar is, sorry for you. Amen. Jy gaan vir 'n paar dae nie die kragteloos wees. Kyk gou. Hy sê, dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn en daar sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die seun van die mens kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Ek wil glo dis die Here. Amen. Ek glo met julle aan, dis die Here kom. Hy sal sy engele uitstuur met elke trompet geluid en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke en van die een einde van die hemel tot aan die ander einde daarvan. Sê vir jou langs jou, ons kan die seisoen eien, al kan ons nie die dag en die uur eien nie. Ek kan die tekens van die tye sien, ek kan die seisoen sien, ek kan sien, dis nou tyd. Dis 'n paar lesse om te leer. Gaan gou vir jou 'n paar lesse. Die eerste een wat die Here Jesus gee is in Mattheus 24 vers 32. Hy sê, en meer van die vyeboom hierdie gelykenis, want as sy tak al sag geword en sy blare uitkom, weet julle dat die somer naby is. Hy sê dieselfde, as jy hierdie tekens begin sê, weet dan, of het nou die wegraping is en of het die wederkoms is, die tyd is naby. Amen. Beteken, lees die seisoene, lees die tyd. Hy sê maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemel nie, maar net die Vader alleen. Amen. Nou hier wil jy sê, wil teruggaan na my oorspronklike gedagte van Rosh Hashanah. As die Here gekom het op die Paasfees en al die ander 4 feeste is vervul, wat is die kanse dat die Here kan kom op Rosh Hashanah? Dit hoef nie hierdie een te wees wat môre of oormôre begin. Dit kan volgende jaar se wees. En dan wil ek ook vir jou sê, iewers kan hulle nog hulle tye ook verkeerd hê. Dan beteken dit Rosh Hashanah vir 'n ander dag plaasvind. En dis waarom ek en jy moet gereed wees elke oomblik van elke dag. En ons gereed kan wees as Jesus kom. Amen. Amen. Hier die tweede les is die les van Noag.
Mattheus 24 vers 37. Hy sê net soos die dag van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dag van die sonvloed, hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee. Was jy ons nou getrou en gaan trou en wil trou en alles? Ek dink jy moet reg maak. Kyk vir jy. Hy sê, dit sal net so wees. Sal net so wees, soos in daardie dag. Hy sê, want net soos hulle was in die dag van die sonvloed oorgeet, gedrink, getrou en die huwelik uitgegee, tot op die dag dat nog nie ark ingegaan. Ons sal besig wees met ons alledaagse dinge wat ons altyd doen, waar die Here kom. Les 3. Hy sê die les van die huisdeur, wat staat Mattheus 24 vers 43. Hy sê, maar weet dit, as die huisdeur geweet het en wat nagmaak die dief sal kom, sal hy gewaak het en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word. Daarom moet jy ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n uur dat jy dit nie verwag. Amen. Nou, dis my saak dat hy nou die Here Jesus vergelyk met 'n dief wat kom in die nag en jou goed ons. Nie wat gaan gebeur. Hy gaan jou kom steel tussen jou goed uit. Ja. En jy moet gereed wees as hy jou kom haal. Ja. Amen. Dis nie soos die ander ouens wat jou goed kom haal. Dat jy daaraan voel, ek wil so nie trek met al my goede staan daar. Amen. Ek wil glo die Here gaan jou kom haal. Amen. As jy gereed is om saam te gaan. Maar hier kom die vraag. Wat as? Sê vir jou langs jou, wat as? Nie wat as Jesus kom nie. Wat as hy nie kom nie? Kerk, ek wil vanmorgen vraag, wat as Jesus nie kom nie, die weet nie? Wat as sommige ouens verkeerd is? Dat net gauw so. Ek graag vir die kerk sien. Ek vraag julle as gemeente. Moenie die ouens veroordeel, selfs as hulle verkeerd. Moenie weggaan en ander ouens uitskake gaan uitsaai. As baie mense wat vir my video's gestuur het van wat die ander ouens sê en hoe verkeerd sommige ouens is. En ek wil vir jy sê, ek wil dit nie hoor nie. Maar die woord van die Here sê, as jy jou broer sonde sien doen wat nie tot die dood is nie, bid vir hom en jy sal hom lewe gee. Amen. Jy kan verstaan wat hom, maar moenie jy hom gaan uitkryg van hoe verkeerd hy is en dan sy verlede wil uithaal nie. Dan beteken dit, hy is net so groot sondaar soos wat hy is. Amen. Maar wil ek sê, die pastoor wat nou sommige ander ouens uithaal, hulle moet liever introspectie doen, hulle moet liever die 10 dae gebruik om self in onderzoek te doen en seker te maak, hulle lewe is regtig. Amen. En dan kan jy met self onderzoek doen, ek sê, Here, laat ek reg wees, as jy kom, dan is ek reg. As jy nie kom nie, wat as? Want hier is dit. Wat as? Die een is dit. Die eerste vraag is, hoe gaan jou lewe lyk? Gaan jou lewe na hierdie week dieselfde bly? Ek is vanmorgen verkeerd in my hart. Toe ek die eerste heel genoem het, toe hier, ek die kerk is vanmorgen leeg. En toe ek die bidkamer kom, hier is die kerk is vol. Maar ek wil jou vraag, waarom kan het nie elke sondag so hê? Waarom kan ons elke sondag met mekaar kom en die onderlinge bijeenkomste nie nalaat nie en met mekaar kom en God verheerlik en sy naam groot? Amen. Gaan jy na hierdie week nog steeds net man sit maak? Gaan jy na hierdie week nog steeds ander goed voor God stel? Gaan jy na hierdie week nog steeds dink ander dinge is meer belangrik as God? Of gaan jy luister na die boodskappe oor die kerke waar die Here gesê het, jy doen alle nie goed, maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat. En ek vraag ek, kom ons verander en ons kom en ons wees gereed vir as Jesus kom. Want as het nie 23ste of die 24ste is nie, kan het die 25ste of die 26ste wees. En het kan dat wees dat die Here nie kom vir almal nie, maar hy kom vir jou. Amen. En hier is die vraag, na hierdie dag, wat as? Is my lewe, gaan my lewe dieselfde bly? Hy sê in Lukas 12 vers 34, maar pas stop vir ons. En wil jy nie meer voor en alles toe wees? Sê goed vir jouself, pas op vir jouself.
as jy nie kom nie, ek wil nie dieselfde bly nie, ek wil beter wees. Ek wil meer glo, ek wil beter wees, ek wil weer vol blydskap wees, ek wil groter vrede hê, ek wil beter wees as wat ek was. Hy sê, pas op julle, vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word en slagery. Ek weet daar's mense wat teleurgesteld gaan wees. Maar sommige ouens wat so opgewek is, Here gaan kom, en ek hoop nie ouens het soos in die verlede, hulle goed gaan verkoop en goed weggegee en goed gaan skenk, en dan is hy nou teleurgesteld as die Here nie kom. Maar moet jy teruggaan na jou ou lewe, wat het was. Die tweede deel is, waarmee gaan ek bezig wees? Mattheus 24:45 gebruik die voorbeeld, hy sê, wie is dan die getrouwe en verstandige diensknegt vir wie sy Here oor sy diensvolk aangestel het, om hulle al voedsel op die tyd te gee. Gelukkig is daar die diensknegt wie sy Here as hy kom, op hierdie manier sal besig hou, voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom ook aan sy besluit aanstel. Goeie en getrouwe diensknegt, oor min was jy getrou, oor veel julle sal ek jou aanstel. Hy gebruik nog 'n voorbeeld daar in Mattheus 25. My talente. Hy sê, dit is soos 'n man wat op reis gegaan het, en sy diensknegte geroep het, en hulle besittings toevertrou, en dan die een gee 5 talente, die ander 2, en die ander 1, aan elkeen volgens sy vermoë. En hy daar op reis gegaan, en na tyd kom hy terug, en hy vraag hulle, wat het jy gedoen, wat het ek jou gegee, en die Heer sê vir hom, mooi so, die een wat 5 gehad het nog 5 gemaakt, die een wat 2 gehad het nog 2 gehad, die een wat 1 gehad het gesê, ek het geweet wat die is, ek het geweet wat die gaan doen, en daarom het ek dit wat ek gekry het, ek begrawe, maar hier is die mense terug wat ek van u gekry het. God sê jou slegte dienst. Vir die ander twee het gesê, jou goeie dienst. Ek wil vir jou vraag, wat gaan jy doen met die gawes wat God jou gegee na hierdie week? Wat gaan jy doen met die bediening wat God jou gegee na hierdie week? Wat gaan jy doen met dit wat God aan jou toevertrou? Kan jy toelaat dat jy nog steeds nie jou bediening uitleef nie? Of is dit tyd om betrokken te laat, tyd om toe te laat dat God jou gebruik, tyd om toe te laat dat die Here deur jou werk en dat mense se lewens rondom jou verander? Die derde ding kry ons in Mattheus 25. Die gelykenis of die verhaal van die 10 maagde. En ons kyk dit, ek hoef nie veel te lees. Weet van die 10 maagde wat gereed is vir die bruidegom wat hy so kom. Hier wil ek weer sê, hier is weer eens veel teken. Dit was 10 maagde wat beteken hulle verhouding met God was reg. En hulle was gereed vir die bruidegom om te kom, want hulle het allemaal reg gemaak om hom te gaan ontmoet. Beteken, hulle was gereed. Die tekens van die tye was daar dat hy gaan kom. Dit was reg, dat die bruiloft moes plaasvind. Almal van hulle het gegaan en hy was gereed. Die verskil is, 5 van hulle het net genoeg olie gehad. Toe hy van hulle het gedink en hy gaan nou. Hy gaan nou. Ek vat net my bietjie, vat net my lampies aan. Ek hoef nie ekstra olie te vat, want hy gaan nou. Maar toe hy talm om te kom. Toe hy talm om te kom. Toe hy talm om te kom. Die tyd kom, dus daai 5 se lampies leeg. En daai 5 is nie gereed vir die bruidegom wat kom. En die ander 5 wat wys is. Nou wil ek vir jou sê, wees wys word met die Gees vervul. Wees wys, maak seker jy is vol van die Heilige Gees. Maak seker dat as die Here nie kom, die week nie, dat jy gereed is as hy kom volgende jaar, dat jy nog steeds gereed is as hy kom die jaar, dat jy nog steeds gereed is as hy is kom op 10 jaar. Nou wil ek gou vir jou sê, die Here het vir my 'n woord gegee toe aan ons beroep het na hierdie gemeente toe. Want vir ons gesê, na 3 jaar gaan ons die verskil sien. Na 3 jaar gaan ons sien wat God in hierdie omgewing doen. En die 3 jaar is nog nie om nie. Dis hoekom ek net kon glo dat die Here hierdie week gaan kom nie. Maar ek het jou dit nie gesê nie. Want ek wil eerder hê jy moet reg wees met die Here as wat jou verlore sit en jy sê jy is verlore. Kyk, ek wil hê jy moet my hart doen. Ek is so lief vir jou, ek wil nie hê jy moet agterkom. Ek is so lief vir jou, ek wil nie hê jy moet mis dat God vir jou gegee. Weet ek vanmorgen, hierdie pastoor is ontsettend lief vir jou. En ek sal my beste doen vir jou. Mattheus 13 vers 32 tot 33. Hy sê, maar vir daardie dag en daardie uur weet niemand nie. Ook nie die engele van die hemel of die see nie, maar net die Vader.
Pas op, waak en bid, want julle weet nie, wanneer dit daar is. Amen. Wie wil vanmôre saam met my staan en sê, Here, ek wil gereed wees as U kom. Ek wil gereed wees vir die Bybel. Staan jy voor? Voorstaan as musikant die Here daar kom. As jy weet is jou bakkie, hartelijk goed. Daar is die bestemde plaas. Ek wil ons ontsteldig begin. Ek het vir my ander lied gegeen vir my te sing, maar kom ons begin ek met, ek wil gereed wees. En ek wil vir jou vraag, net daarvoor ook, ek steek jou hande op na God. En sê, Here, kom vanmôre na U toe. En ek kom vanmôre en sê, Here, wys vir my. En die volgende paar dae wys vir my. Wat is vanmôre 'n hindernis vir U? Wat is vanmôre iets wat U seer maak? Wat is vanmôre in my lewe wat maak dat ek nie gereed kan wees? Ek wil gereed wees vir die wat kom. Ek wil gereed wees vir die Sê vir jou langs jou, kyk wat die Here deur jou gaan doen. Kyk wat die Here deur jou gaan doen. Ek wil jou net vir 'n oomblik. Jy gaan op singplaas. So hard as jy dink. Waar is jou trompet? Ek het hier. Here, ek vergeet hom. Ek hoor hier nou.
Pastoor, Is daar nog een soort agter? ja, As ek van daai ding druk, gaan hy. dan gaan hy saam gaan hy blaas. Ek wil hê jy moet jou hande gebruik en jou mond gebruik en jy moet die hardste skreeu van halleluja, prys die Here wat jy kan gee. Almal van julle, jou beste en jou hardste vir Jesus in Jesus naam. 1, 2, 3. Halleluja!